Dit is so 19.000 Malgasse saam lyk en klink. Die werkspan het na een van net 6 Malgaskolonies in die wêreld gereis om hierdie natuurverskynsel van nader te beskou. Om daar uit te kom moet jy die langpad Lambert's Baai toe vat. Dit vat so 3 uur uit Kaapstad om hier uit te kom. Naast die jaarlikse kreefees en die lekker branders vir branderplankry, is Voël Eiland, waar jy hierdie Malgasse sal vind, die grootste trekpleister op Lambert's Baai. As jy daar aankom, ry reguit hawe toe, waar jy by 'n hout dat jou kaartjies kan koop, voordat jy na die volste stap op 'n 100 meter lange hawemuur. Dit verbind die eiland met die vasteland. Ons het met Albie Kloete, gebiedsbestuurder van Kaapse Natuurbewaring, by die moderne voëlskuiling gesels. Hy het ons 'n bietjie meer vertel van die eiland en sy geskiedenis. Bird Island is so een van 6 eilande waar op die Malgasse voorkom wêreldwyd. En die spesifieke eiland is die enigste een wat maklik toeganklik is vir toeriste. Jy weet waar hulle kan stap van die vasteland na die eiland toe, omdat dit verbind is met 'n muur. Vir die res, die ander eilande moet hulle per boot gaan, so dis hoekom dit so 'n groot aantreklikheid is vir toeriste, jy weet, en baie weet is maklik toeganklik, jy weet, so ons kom daar. Op hierdie stadium so van 19.000 Malgasse op die eiland. Dit is nou broeityd. Soos jy kan sien, daar is baie kykens hier reg voor ons te kyken. Soos daar op die bane op die kop te maak voeren, daar so reg voor ons. Ons is nou klaar. En ja, net so die linkerkant sit te kykens. En as jy so inkyk, jy sien die pikswart voor ons. Dis kykens daar. Vir ongeveer 3 weke in 'n jaar verlaat die Malgasse die eiland en dan is daar net 'n paar voëls oop. En dit is wanneer die kykens nou, so daardie kykens die eiland verlaat het, gaan die groot voëls ook weg. En dit is omtrent so, ons praat van so 2-3 weke, dan is hulle weer terug. En in hierdie tydperk is hier voëls, maar die getalle is baie klein. Ons praat van 150, dan is dit ook 60, so was die getalle maar elke dag, maar dan groei dit weer. Gedurende 2005 tot 6 het die getal Malgasse so drasties afgeneem, dat daar stappe geneem was om die toekoms van die voëls op die eiland te verseker. Inwoners het voëls van gips gemaak en dit op die broeigrond gesit met die hoop dat dit die Malgasse sal lok. En tot almal se verbasing het dit gewerk. Ons sit die dammie daar. 'n Hele paar is daar gesit. Dan kom die Malgasse en dan kom land hulle en sit hulle en kyk hulle. Weet, en hierdie keer praat nie met hulle nie, want hulle praat nou, jy weet, onder mekaar en hierdie ou bly stil. Hulle begin pluk hulle die kop af, oë uitgepik, want hierdie ouens praat nie. Voël Eiland was ook nie die eiland se oorspronklike naam nie, en Malgasse was ook nie die oorspronklike inwoners nie. Hierdie eiland se naam is Pikkawyn Eiland, Penguin Island. Dit is soos dit geregistreer is. Penguin Island Nature Reserve. En op daardie stadium was baie pikkewyne gewees. En pikkewyne is almal weg. En dit is ook grootendeels, weet ek kan vir sê, dit lyk hier Robert 'n groot impak gehad. Op Voël Eiland is die Malgasse ook nie die enigste voëlspesies nie. Ons het soos selfs sien hierdie seemeeu's, ons het die duikers hier sou sien en wat ons nou gedoen het, ons het nou sulke stands gemaak vir die duikers spesifiek om nesse te bou. En dit werk baie goed, ons is nou in die proses steeds besig om 'n paar te bou. Met Lambert's Baai se mooi lang strand is dit 'n pragtige dorpie om die dag deur te bring, maar moet net nie dat die padtekens jou de mekaar maak nie.